naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskud. Vanoggend wil ek met jou gesels en jou aanmoedig hoe om elke dag te lewe met dieselfde gesindheid as wat daar in Christus Jesus was. Ons leef in 'n wêreld wat ons voortdurend leer om onsself eerste te stel. Staan op vir jou regte, soek jou eie geluk en klim die leer van sukses. Dit is die reëls van ons gemeenskap. Jy is jou eie baas. Moenie dat ander jou sê wat om te doen nie. Ons gemeenskap meet dikwels ons waarde aan hoeveel beheer ons oor ons omstandighede het. Niemand van ons wat hier sit kan ten volle beheer oor alles wat in ons lewe gebeur nie. Die storms kom en ons sit met ons hande in ons hare. Dan sal mense maklik sê, sien jy, ek het geweet, jy sal dit nooit maak nie. Maar wanneer ons na die Nuwe Testament kyk, veral na Paulus se brief aan die Filippense, ontdek ons 'n lewenswyse wat heeltemal teenoorgestelde is. Jy is welkom om solank jou woord oop te maak by Filippense 2. En voordat ons daar gaan lees, wil ek jou eers herinner dat wanneer jy jou hart en jou lewe vir Jesus gegee het, jy sy bruid word. Aan al die vroue hier vanoggend, kan jy onthou toe jy begin beplan het aan jou troue, hoe baie trourokke jy gaan aanpas het om die perfekte snit te kry. Hoe gereeld jy moes gaan vir meet en pas van hierdie rok, sodat hierdie rok op jou troudag soos 'n handskoen kon pas. Ek is seker daarvan, nie een van julle wou sommer net 'n rok gehad het, wat nie mooi gepas het nie. Elkeen van ons wou gehad het, alles moet perfek wees vir hierdie belangrike dag. Aan al die manne hier vanoggend, is daar dalk enige een van julle wie se asem nie weggeslaan was toe jou bruid daar in die paadjie afgestap gekom het nie. Moet asseblief nie jou hand opsteek nie. Ek glo nie, daar's een van julle nie. Dis een van my gunsteling dinge by 'n trouseremonie, is om die bruidegom dop te hou. Veral wanneer die troumars begin speel en sy mooiste bruid na die paadjie toe afgeloop kom na hom toe. Gemeente, ons is ook 'n bruid van God. So met ander woorde, wanneer ons 'n bruid is, dan is daar 'n sekere gesindheid wat ons moet hê. 'n Jong meisie wat trou, weet tog dat sy 'n vrou en eendag ook 'n mamma sal word. Met ander woorde, daar kom sekere verantwoordelikhede. Sy sal moet versorg en lief hê. 'n Jong seun wat trou, weet dat hy gaan moet sorg vir sy nuwe familie. Weereens verantwoordelikhede. Jy kan nie trou en wanneer die eerste stryd kom, die een die ander een wegjaag nie. Nee, julle het beloof, deur dik en dun sal julle mekaar oppas. Wanneer daar net eiers en brood is om te eet, dan eet beide saam aan dit. En wanneer daar styk is om te eet, sit die een nie en kyk hoe die ander een dit geniet nie. Hoekom vertel ek vir jou hierdie dinge? Wanneer jy ja gesê het vir Jesus se klop
aan die deur, het jy as bruid van God ook 'n kommitment gemaak om sekere verantwoordelikhede van Christus uit te leef. Vanoggend vra ek jou, bruid van God, hoe lyk jou kleed? Is jou some besig om uit te rafel? Is jou kleed vuil en bemors? Christus verwag van ons om ons medemens goed te behandel, net soos wat 'n bruidegom sy bruid sal behandel, want ons elkeen is God se bruid. Die persoon langs wie jy sit, is ook bruid van God, en daaroor moet ons mekaar lief hê, soos wat Christus Jesus ons liefhet. Jesus het ons elkeen dieselfde lief. Hy is nie liewer vir die persoon wat langs jou sit as vir jou nie. God meet ons almal aan dieselfde maatstok. Hoekom is dit vir ons so moeilik om mekaar te respekteer en lief te hê met Christus Jesus se liefde? Filippense 2 vers 4 lees: Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Wat beteken dit om werklik dieselfde gesindheid as Jesus te hê? Dis nie net 'n goeie voorneme of 'n mooi optrede nie. Dis 'n diep verandering van ons hart en 'n ingesteldheid, 'n doelbewuste keuse om my medemens met respek te hanteer. As bruid van Christus Jesus het ons nodig om ons medemens te behandel net soos jy jou geliefdes sou behandel. Kom ons kyk na 'n paar eienskappe van Christus se gesindheid. Christus was nederig in plaas van statusbewus. Kom ons gaan lees saam in Filippense 2 vers 6. Hy wat in die gestalte van God was, het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van die dienskneg aan te neem en aan mense gelyk te word. Wanneer Jesus se voorbeeld vir ons leer dat ons nie moet hoër ag as enige ander persoon nie, wat maak dit dan van jou dat jy beter is as iemand anders? Kom ek verduidelik dit vir jou so, want ek wil hê jy moet dit verstaan. Maak dit my reg as ek 'n peanut butter broodjie maak en ek smeer eerste my peanut butter op voordat ek my stroop opsit. Maar die ander persoon sit eerste sy stroop op en daarna die peanut butter. Dit bly 'n peanut butter broodjie, ongeag van waar die peanut butter gesmeer is. Julle lag lekker, maar dis die werklikheid. Maak dit werklik saak dat die persoon langs jou staan terwyl hy bid, en jy sit terwyl jy bid? Nee, maar ons wil so vinnig vir ons medemens reg help. Ons wil altyd reg wees. Ons wil erkenning kry en ons wil raak gesien word. Die gesindheid van Christus is om te kies om nie altyd die laaste woord in te moet kry nie. Dis om jou trots neer te lê ter wille van eenheid en liefde. My moeder het ons altyd geleer, do you want to be right or do you want to be happy? Wil jy altyd reg wees of wil jy gelukkig wees?
Jesus het nie net homself verneder nie, maar hy het die gestalte van 'n dienaar aangeneem, soos wat ons gelees het in vers 7. Jesus het sy disippels se voete gewas. Om voete te was 'n taak wat net vir die mees ondergeskikte diensknegte bedoel was. Om die gesindheid van Christus te hê beteken om jouself gereeld af te vra: hoe kan ek die mense om my dien? Wat het my gesin, my kollegas of my kerkfamilie vandag van my nodig? Ware gesindheid in die koninkryk van God word nie gemeet aan hoeveel mense jou dien nie, maar aan hoeveel mense jy dien. Filippense 2 vers 8 sê: en in die gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood. Ja, die dood van die kruis. Die kruis was die mees vernederendste, pynlikste manier om te sterf. Dit was nie vir Jesus maklik nie. Dink maar aan sy gebed in Getsemane. Hy het gebid en gevra, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nogtans nie my wil nie, dat u wil geskied. Jy sien, om Jesus se gesindheid te hê beteken om gehoorsaam te wees aan God, selfs wanneer dit moeilik gaan. Wanneer dit vra dat ons eie begeertes, ons eie gedagtes of ons eie gerief moet prysgee, kies ons dan steeds God se wil bo ons eie. Ongelukkig is die werklikheid dat ons dit nie uit ons eie krag kan regkry nie. Ons menslike natuur is uit die aard van die saak selfsugtig. As ons probeer om uit ons eie soos Jesus te wees, sal ons misluk en uitgebrand sit. Hier is 'n paar wenke om te lewe met dieselfde gesindheid as Christus Jesus. Ons moet daagliks na Heilige Gees draai en vra: verander my hart, help my om te sien soos U sien. Want wanneer ons met oë na mense kyk, soos wat Christus na ons kyk, dan sien ons 'n heel ander prentjie. Wanneer ons besef hoeveel Jesus vir ons prys gegee het, word ons harte sag gemaak. Sy liefde vir ons wek ons liefde vir ander op. En klein stappe van gehoorsaamheid lei tot groot sukses. Begin elke dag om vir 'n ander mens net een klein dingetjie te doen. By die huis, by die werk, in die verkeer of by die kerk. Filippense 2 vers 9 tot 11 herinner ons, omdat Jesus homself verneder het, het God hom tot die hoogste eer verhef. Filippense 2 vers 9 sê: daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee bo elke naam, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie wat in die hemel en wat op die aarde en wat onder die aarde is. En elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Wanneer ons kies om te dien en ons eie trots neer te lê, sorg God vir ons. Ons hoef nie onsself te verhef nie. Hy sal op sy tyd vir ons sorg. Jy wat hier sit, het jy al die ja-woord vir Jesus gegee? Ek wil graag vir jou die volgende lees. Filippense 2 vers 12 tot 15 sê: daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bedwing, want dit is God wat vir julle werk om te wil
sowel as om te werk na sy welbehae. Doen alles sonder murmurering en teenspraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek, te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag onder wie julle skyn, soos ligte in die wêreld. Bruid van God, hoe lyk jou lig? Skyn jou lig helder, of is jy soos een van die dwaase meisies wat by 'n toedeur gaan aankom? Ek wil hê weer eens vir 'n oomblik dink, hoe lyk jou kleed? Gaan jy die woorde hoor van 'n bruidegom wat sê, welgedaan, my goeie en getroue dienskneg? Bruid van God, mag ons hierdie week wandel met die bewussyn van wie Jesus is en wat hy gedoen het. Jesus het 'n baie duur prys betaal aan die kruis, met sy bloed wat gevloei het, sodat jou kleed skoon gewas kan wees. Die woord sê witter dan die sneeu. Wanneer ons die versoeking ondervind om selfsugtig, hardnekkig of trots te wees, laat ons stil word en bid. Terwyl jy so sit, wil ek hê jy moet jou oë toemaak. Hemelvader, baie dankie Here vir alles wat U vir ons doen. Here, dankie vir U genade oor ons lewe. Here, genade wat 'n groot prys kos. Hemelvader, ons vra dat U elke hart vanoggend kom vorm, Vader. Here, gee vir ons dieselfde gesindheid wat daar in Christus Jesus was. Here, sodat ons die liefde wat Vader vir ons het, ook kan uitgee vir 'n verlore gaande wêreld. Vader, help ons om ons gedagtes te verander, Here, en onsself te kan verneder, want ons weet, Vader, dat ons is nie beter as 'n volgende persoon nie. Here, ons weet dat U elkeen van ons bitterlik liefhet, Vader. Here, dieselfde liefde vir almal. Hemelvader, help ons om U bruid te wees. Here, help ons om verantwoordelikheid te kan vat en saam met U die pad te kan stap. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om 'n lig vir hierdie wêreld te kan wees. Vader, laat dit begin by ons gesinne, Here, by huwelike, en so na die bure toe oorgaan. Here, die mense in die winkels wat ons raakloop, Vader, en in die werksplek, maar ook in die kerk, Vader. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om nog oop deure te kan hê by die kerk, Vader. Here, sodat mense kan inkom, Here, en hulle kan heling kan ontvang. Wees met elke persoon waar ons gaan in die week, Vader. Here, laat ons regtig doelbewus sal wees wanneer dit kom by ons medemens. Dankie, Vader, dat U seun gestuur het om vir ons te sterf aan die kruis, Vader, sodat daar vir ons oorwinning kan wees, Here. Sodat ons kleed nie vuil en vol kolle hoef te wees nie. Here, daar waar losgaring draadjies is, Vader, kom ons vanoggend na U toe en ons vra dat U ons kleed sal vaswerk, Here. Reinig ons en heilig ons, want ons wil soos Christus wees. Ons loof en ons prys U groot en die heilige naam, en ons bid dit in U seun se naam alleen. Amen en amen.